Welkom by die week se AMT weer vooruitskatting moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Hierdie week kyk Johan na reën vir die somerreënvalgebiede wat vir nou eers verby is, ligte reën vir die winterreënvalgebiede wat dan ook verwag word en kyk ons ook hoe die weer nou lyk in die FSA tydens hulle planttyd wat natuurlik ons markpryse ook kan beïnvloed. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ja, goeiedag. Het lyk daarom of hierdie ekstreme seisoen einde se kant toe staan. Ons sien daar is maar min reën wat nou nog voorspel word vir Mei maand vir die somerreënvalgebied en waarskynlik ook winter en lente en selfs vroeë somer lyk die reën ondergemiddeld. As ons kyk vir die volgende week dan, hier rondom Vrydag 9 Mei is daar 'n koue front wat hier van die suidweste inbeweeg. Ons kan dit sien as die blou gedeelte aan die linkerkant linksonder. En dan rondom 10 en 11 Mei kan ons sien dat daar reën vir die winterreënvalgebied is. Daar is kolle wat swaarder reën kan kry. Dit lyk op hierdie stadium meer net na die wynlande, daardie dele waar meer as 20 mm kan voorkom. Maar die res van die prentjie lyk omtrent vir die hele maand van Mei na baie min geen reën vir die grootste deel van Suidelike Afrika, met die uitsondering van die noordelike dele van Mosambiek dan. Soos ons gesê het, koue front beweeg in, dit gaan vir ons reën oor die winterreënvalgebied gee. En dan gaan ons minimum temperature redelik skerp daal, hier rondom 12 en 13 Mei. Ons kan sien veral die blou gedeeltes is onder vriespunt, dat ons hier oor die Drakensberge, die Oos-Vrystaat gedeelte, dele van die Oos-Kaap en die suidelike dele van die Noord-Kaap, dat ons redelike lae temperature daar gaan kry. Nog nie ekstreem nie, maar onder vriespunt. 13 Mei kan ons sien, dit is hoofsaaklik dan gekonsentreer oor die Drakensberge, maar temperature gaan nog onder 4-5 grade Celsius en laer wees oor veral die Vrystaat en omliggende gedeeltes. As bietjie kyk na wat het hierdie seisoen gebeur met die seeoppervlaktemperature in die Stille Oseaan, die sogenaamde ENSO. En hierdie is vanaf 2013 die temperatuurafwykings vanaf die gemiddeld van die Nino 3.4 gebied, die belangrike een. So die rooi gemerkte dele is waar daar 'n El Nino was, see temperature 0.5 grade Celsius of meer warmer as normaal, en die blou gedeeltes waar daar La Nina was, koeler as normaal. Ons kan die El Nino van 2023-24 sien, die rooi gedeelte, en dan 24-25, die seisoen waarin ons tans is. See-temperature het hier by November, Desember, Januarie, want dit is die lopende of 3 maande lopende gemiddeld, het dit by 0.5 grade Celsius koeler as normaal gedraai, en in Januarie by 0.6 grade koeler. Maar dit het nie lank genoeg aangehou om as 'n volskaalse La Nina geklassifiseer te word nie. Want daar moet ten minste 5 maande agter mekaar wees waar dit 0.5 grade Celsius of koeler as dit moet wees. So, ons is nie in 'n La Nina nie, maar daar was baie La Nina neigings en dis wat voorspelling so moeilik maak. Een van die belangrikste indekse is die sogenaamde Suidelike Oscillasie-indeks, en dit behoort redelik dieselfde te reageer as seeoppervlaktemperature, maar nie altyd nie. En as ons hier kyk, die vertika of die horisontale blou lyn, bokant dit is La Nina neigend as ons na die oscillasie-indeks kyk, en die rooi lyn is die 30 dae lopende gemiddeld. En dit was vir groot dele van April tot hier na die einde van April was dit La Nina neigend. En dit het maar die laaste week of so, 10 dae, het die rooi lyn begin dip en is dit nou baie naby aan neutraal.
So La Nina in terme van see-oppervlaktemperature en die suidelike oscillasie indeks lyk of dit nou finaal opgeklaar het. As ons 'n bietjie kyk na wat ons verwag vir die seisoen vorentoe, dis ook weer eens die see-temperature se afwyking vanaf die gemiddeld. En dit loop van Januarie, Februarie, Maart, wat alreeds verby is, die JFM aan die linkerkant. Ons is nou by April, Mei, Junie, die vertikale staaf. En verskillende modelle wat wys of aanduidings gee, probeer gee, wat kan ons verwag. Daar's hoofsaaklik 2 tipes modelle wat gebruik word, die sogenaamde dinamiese modelle, wat insette gebruik van wat daar buitekant gebeur, hoe lyk die see-oppervlaktemperature, of ten minste hoe lyk die wind, hoe lyk die temperatuur, en dit word as inset vir die model gebruik en dit gee voorspellings. Die ander een is die statistiese model, wat eintlik sê hoe lyk dit nou, en hoe het dit vergelyk, hoe vergelyk dit met dit wat in die verlede gebeur het. As see-temperature 3 grade Celsius warmer as normaal was, wat het in die verlede gebeur? En dit gebruik ons dan as 'n projeksie. So, die verskillende lyne is enkele modelle, en dan is daar die 2 dikker lyne, die blou en die maroon perserige gedeelte, en ons kan sien dit loop omtrent vir die volgende klomp maande tot aan die regterkant Desember, Januarie, Februarie op die normaallyn. So baie min voorspelbaarheid. Daar is modelle wat hoër gaan, modelle wat laer gaan, maar die gemiddeld is omtrent of die gemiddeld van hulle loop op die gemiddeld van die langtermyn. Hoe lyk toestande in die FSA, want dit is nou die begin van hulle somerseisoen. Hierdie is so die gebiede waar mielies aangeplant word, so hier in die sentraal noordelike gedeeltes, en dit is waar die groot aanplantings is. En die voorspelling vir die volgende tyd in terme van reënval, so hierdie is vir Mei, Junie en Julie, en as ons kyk, die sirkel is omtrent waar die groot aanplantings is, aan die linkerkant die westelike gedeeltes gemiddeld tot ondergemiddeld, en aan die regterkant omtrent 'n 50-50 kans. So ons moet sien wat daar gebeur, maar daar is 'n kansie vir droër toestande, wat kan voorkom, veral oor die noordwestelike gedeeltes, of die westelike dele, so ons sal maar 'n bietjie moet dophou. Grondvogtoestande is oor die algemeen redelik goed, wat kan help om die risiko te buffer. Aanplantings, aan die linkerkant einde April, begin Mei. Die soliede lyn is dit wat vanjaar voorkom, teenoor die 5 jaar gemiddeld, en kan ons sien dat daar omtrent so 40% is wat geplant is, dis so 'n week gelede, so dit gaan dalk nader aan 50% wees, en daar is omtrent so 15% wat reeds opgekom het. So nog baie vroeg in die seisoen, en ons sal moet sien wat gaan daar gebeur. Opsommend, omtrent geen verdere reën vir die somerreënvalgebied vir Mei en selfs later nie, en ek dink ons graanboere is baie bly daaroor. Ligte reën vir die winterreënvalgebied rondom 10 en 11 Mei, met swaarder neerslae van selfs meer as 20 mm oor die wynlande. Daar is nog ligte reën wat voorspel word vir die res van Mei, maar nie veel reën nie. Kouer toestande en ryp is moontlik oor die sentrale tot suidelike binneland van 12 tot 14 Mei, en dan het ons nou gesien FSA mielieproduksie is redelik in lyn met wat die afgelope klompe jare gebeur het, en die reënval lyk gemiddeld tot dalk 'n bietjie ondergemiddeld, en ons sal moet kyk wat daar gebeur. So mooi bly, lekker boer. Baie dankie Johan, interessant soos gewoonlik. Los asseblief vir ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's, of kontak my sommer direk, ons wil graag van julle hoor.
Hierdie video's word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Julle is dan ook welkom om ons nuwe webtuiste by aimtrends.co.za te gaan besoek vir meer inligting, maar ek sit ook al die skakels na al ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week.